Eintlik van die woord af, reg van die begin af, waaroor gaan die Bybel 'n klomp dinge. En dis gewoonlik goed wat in 'n kerk nie gebeur nie. Want ouens kom en hulle sit in 'n kerk en jy gaan uit die kerk uit, maar éventueel bly daar ouens babas in die Here. En ons wil ouens volwasse kry in die Here, sodat elke ou sy plek kan vol staan. So en Christel bly vir my sê, hoorie, ek moet julle gaan vir julle sê, hoorie, so ons gaan die langsaam begin, ek moet julle nooi, maar ons het so baie goed gehad. Weet ek nog die ander gemeente aan die ander kant aan Amanda Sig en julle weet baie keer dan raak ou nie so verstrengel en al die goed. Toe kom ek nie by dit uit nie. En toe ek daai oggend die instap toe tog hier, ek het vergeet om dit te sê. Maar nou, ek is so bly hy het onthou, want ek het hom langs die pad gekry eendag. Ja, toe sê ek vir hom, toe sê hy ouma, weet hou jy kerk? Sê ek nee, nog nie, ek gaan nie kerk, sê kan ek kom? Sê ek natuurlik kan jy kom. So ek is baie bly jy het vanmôre gekom, hoor. So en ek is bly vanoggend toe sê hy vir my vrou, nee, hy gaan vanaand bring sy ma saam. So hy is die evangelis, ek kan klaar sien. Absoluut. Ja, daar ek ken hy voor die straat. Hy praat met my net so maklik. So hy gaan dit maklik kan doen, jy weet. So jy gaan sien hy gaan evangelisties maklik kan funksioneer. Okay, julle maar baie welkom. Ek weet nie waar's ek wil net in die deur toe trek en kan ons hoor as hier iemand in loop presies julle. Ek weet nie gaan nog iemand kom. So volgende Sondag aand gaan ons weer terug daai kant gaan. Sondagoggend is ons hier so. Ek is Sondagoggend self hier. Ek was vanoggend by die ander gemeente. My seun het daar bedien Regard. En ons het 'n baie blessed tyd gehad vanmôre in die Here. Daar's vanoggend ons het met 'n tweede Engelse diens daar begin en ek sê nou vir hulle ons is vanoggend weet ons het toe ons letterlik daar begin het met toe ons begin uitreik het na die ouens wat in daai omgewing Engels is. En noodsaaklik is dit nou so dat die meeste van die mense weet in daai omgewing is swart mense nou so. Hulle kultuur verskil baie van ons en net omdat ek Afrikaanse kerk is. Hulle het baie kere daai individue gekom wat Afrikaans kon hoor, maar vanmôre was daar 'n klomp, daar was vanoggend 'n klomp nuwe mense. Ons is vanoggend seker 50 of 60 mense in daai diens wat na die Engelse diens kom luister. So daar kan ek sien goed groei. So julle moet net sorg dat dit ook gebeur. Okay, want ek gaan nie albei hierdie goed kan ran op dieselfde energie nie. Ek gaan daai ding Anton en ek is besig om hulle toe te ris elke dag van my lewe vir hom en vir Dirk dat hulle daar kan vat en die goed kan oorneem. So en ek sien hulle is baie sterk besig om in te kom. Hulle my bekommernis raak al hoe kleiner. En as ek nou sien okay nee, daai twee is nou reg om oor te vat, dan gaan ek net eenvoudig hierso aangaan want julle weet my hart is vir herlewing en ek wil tyd loskry om te bid en terwyl ek moet die twee goed sit, is dit nogal 'n redelike uitdaging om rondom dit te hardloop. So, maar nou ja, kom ons begin. Ek dink ek gaan die bo staan, dit gaan vir my makliker wees. As om op daai tafel te sit. Daar aan die ander kant is nou 'n lekker tafel. So julle het nou hierdie vormpies wat julle maar net by die huis kan gaan invul. Maar nou ja, kom ons gaan kyk na julle prentjie heel buitekant op die blad. Julle ken nou almal hierdie prentjie. Teen hierdie tyd behoort julle nou al die inhoud van daai prentjie te ken. So ek dink ons gaan, ek weet nie, miskien volg, ek gaan net die twee nuwe mense, die drie nuwe mense, dan vir Jacqueline nog 'n bietjie kans gee om eers by te kom. Ek gaan volgende ek sal ek maar die toets laat opstel, jy weet, oor alles tot by die latbalk bo. Dan gaan ons kyk of jy kan julle onthou. Nee, moenie worry nie, ek gaan nie. Maar julle behoort al teen hierdie tyd 'n klomp goed te geleer het en ek dink dit behoort regtig 'n effek in julle lewe te gehad. Ek sien dit eintlik elke dag. Julle weet dit net om mense sien hoe die goed in mense se lewens 'n verandering bring. En ek meen dit is net so julle. Hierdie goed verander jou. Weet net die week wat verby is toe kom sit die pastoor van Brits na voor my en ek kyk net so na hierdie se vrou. En sy bring vir my 3 beradingsprofiele wat ons van Deurraak SA wat ek die regte op het. En ek het hulle was al die jare by my, maar hulle kinders is nou in die tienerfase en hulle soek 'n plek wat hulle kinders in Vrydae-aande kan laat jeug doen en dis van Brits af is dit 'n ver want ek meen dit is weet 70, 80 km heen en weer as dit nie verder is nie. En hulle kan nie Vrydae-aande inkom, wat maak hulle met hulle self hier tot as die jeug aan is. Toe sê ek hoorie, dan kry jy 'n gemeente daar. En hulle was net 'n maand of 2 in daai gemeente toe shake and move hulle alles daar. En hulle sit in die kerk en eer jaar hoor hierdie pastoortjie preek, maar hy weet nie wat hy preek nie. En hy na dit sê, hoor jy met my kom praat. Nou hulle is omtrent ewe oud. So dis nie dat hy ouer is die ander ou, hulle is omtrent ewe oud, maar jy weet hy boer, hy's 'n boer. En hy het met die ou gesit
en net vir hom sekere goed begin deel en toe sê die ou, hoorie so maar ek het niemand wat my kan leer en dit is 'n Every Nation kerk. Weet 'n Every Nation hy gemeente gestig en hy gaan sit net met hierdie ou en hy begin net met hom deur die koninkryksgoed werk en die eerste reeks wat ek aangebied het, hulle bied daai reeks aan. En hier binne die tweede module toe sit die ou daar en hy sê, hoorie so, dis nou 8:45, jy moet nou huis toe gaan. Sê nee, jy is nog nie klaar nie. Sê nee, okay, maar wat moet ek nog doen? Hy sê nee, is die water. Hy sê ja, die Hartbeespoort is hier naby, die kanaal loop hier verby en ek het 3 plaasdamme. Hoeveel water wil jy hê? Hy sê maar dis nou laat, ons moet nou huis. Ek moet nog môreoggend moet ek nog 5 uur in die lande wees, so ons moet nou gaan. Hy sê nee, ons is die water om my te doop, jy moet my nou doop. En hulle het hom, toe sê ja, hy's 'n swembad net by die deur uit, en toe doop hulle hom. Jy weet, hy's 'n pastoor van 'n gemeente, maar die oomblik toe hy deur hierdie goed begin gaan, toe begin die goed net vir hom oopgaan, hy begin goed verstaan wat hy nooit verstaan het nie. En sy vrou kom by my aan maandag of dinsdag, ek kan nie so onthou nie, sy sê, hoorie so, ek het vir jou 3 profiele hier, wil jy net gou vir my verwerk, hier is een wat jy my net mee moet help. En ek kyk na die vrou so, en daai vrou was seker omtrent in die tweede mentorgroep wat ek aangebied het, ek praat van in 2002 hele daar rond, het sy en haar man dit bygewoon. Ek het eintlik daai familie aangegaan, sy en haar pa en haar ma na sussie, ek het hulle apart gevat, en sy sit daar voor my, en ek sien net die salwing van die Here op daai vrou. Sy sê nee, sy is nou besig by die skool, met 'n mentorgroep, met 'n klomp onderwyseresse, so sy bedien ook net die vrouens, en is reg, dis wat die Bybel sê, en sy roer hulle. Nou het sy hulle al so ver gekry dat hulle verstaan, hulle het emosionele gebreke, tekortkominge, en nou is hulle almal op die beradingspad, so sy trek hulle sommer in lyn van al die kante af, in die woord en sommer in die emosionele kant ook, en sy help hulle. En ek sien net hoe die gees van die Here werk julle. So die inligting hier, jy hoor nou goed en jy kan nie alles onthou nie, want ek gee 'n klomp inligting deur. Maar ek sê nou vir jou, as jy met 'n ou begin praat, roep die Heilige Gees hierdie goed. En dan kom jy agter, hoorie maar, jy weet, hierdie goed is in my hart. Ek hoor baie keer vir Win as ek 'n vraagie vra, dan kom hierdie goed uit. Waar het sy dit gehoor? Sy was jare terug, het sy in so 'n groep bygewoon. En dis waar sy dit hoor. So ek is so dankbaar en sy hoor dit nou weer, soos hierna het sy geen verskoning nie. Okay. Alright julle, maar kom ons bid net saam en dan vra ons net die seën van die Here. Here, baie dankie vir u goedheid en guns. Dankie dat u ons ook saamgevoeg het. En Here, ek wil bid, daar's vanaand so baie mense wat gesê het hulle siek is, Here, en ek wil vra dat u in hierdie oomblikke sal stil staan by elke huis. Here, van hulle wat nie vanaand hier kan wees nie, ons sal roep en ons wil vir u vra, Here, dat u genade oor hulle sal wees en dat u koninkryk in hulle lewe sal kom. Here, sal u hulle aanraak en hulle genees in 'n volkomme genesing. En Here, ek bid dat u u hand oor hulle wat vanaand hier is sal hou. Here, dat hierdie verkoues en hierdie griep en al hierdie dinge, Here, nie hulle pad langs sal kom nie. En Here, ek wil bid, help ons om in geloof te funksioneer. Here, dankie vir Jenny en John wat vanaand saam met ons is. Ons loof u daarvoor, Here, en ek wil bid, bereik net u goddelike doel in elkeen van ons se lewe. Here, vir Jacqueline, dankie Here ook vir die werk wat u besig is in haar lewe. Ons eer u daarvoor en ons loof u, Here. Dankie vir elke ander een, Here, wat oor die afgelope tyd kom, terwyl ons vanaand, Here, by die laaste faset van hierdie disipelskapskool kom, om dit met hierdie mense deur te werk, en dan vat ons dit verder met die wat wil inkom om dit weer, om weer mense toe te rus binne dit. Ons eer u daarvoor en ons loof u en ons aanbid u. Seën ons dan so, Here, berg my onder die bloed en spreek u net woorde van lewe, krag en opbouing, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Alright julle, ons is vanaand by sit die dak op. Nou kyk gou na julle prentjie. Julle sal sien, daar's daai kring aan die buitekant, ek wil julle net so 'n bietjie refresh. Dit is die groot prent, onthou die groot prent. Nou die groot prent gaan eintlik oor, wat is die, waaroor gaan die Bybel? Jy weet, daar gee ons vir jou in 'n neutedop, wat is die plan van God met die Bybel? En wat, jy weet, want baie mense kom by ons sê, ek lees die Bybel, maar ek verstaan nie die Bybel nie. En baie mense, weet hulle, dink ons maar, hoe kan jy nie die Bybel verstaan nie? Maar ek wil vir jou sê, die Bybel is 'n moeilike boek om te verstaan, as jy nie weet, wat is die sequence nie. As jy nie weet waaroor dit gaan nie, want dan lees jy 'n klomp goed en jy lees 'n klomp goed van konings en dan is dit 'n goeie koning wat die Here behaag het. Hulle is in elk geval in die minderheid en dan kry jy al hierdie slegte konings wat slegte goed gedoen het.
En dan kry jy hoe die Here met 'n man werk, hoe hy met 'n vrou werk, en hoe die Here uiteindelik 'n doel het wat hy wil bereik. En dan kom ons uiteindelik by Jesus uit in die Nuwe Testament. Maar ons het nie eintlik 'n klou van, weet, waar pas hierdie twee Ou Testament en die Nuwe Testament by mekaar in nie, want jy moet daai goed verstaan, want 'n arend vlieg met twee vlerke. Baie mense fokus net op die Nuwe Testament. En dan sal nou weer jou klomp Jode wat net op die Ou Testament vashak. Jy moet die Ou Testament verstaan, want die Ou Testament spreek van wat aankom is, terwyl die Nuwe Testament is die vervulling daarvan, en ons wat in 'n Nuwe Testamentiese era is, ons kyk terug en ons kyk na hoe dit gebeur tot op Christus. En dit is daai groot prent, en al hierdie goed, julle gaan net oor een ding. Dit gaan oor die koninkryk van God. Dit is die sentrale lyn deur die Bybel. Dis die hoogste spits in die Bybel. Onthou, God is sy koninkryk. God is die hoogste van alles. Maar die koninkryk van God, die boodskap van God se koninkryk, moet jy verstaan, want dit is waarin ons 'n leemte het, omdat ons vir baie jare gedink het dat die koninkryk is net eenvoudig net die hemel. Die koninkryk is nie net die hemel nie. Die koninkryk is 'n nou koninkryk en 'n ewige koninkryk. Dit is ook die hemel. Verstaan jy? Nou is daar weer mense wat sê, en ek dink is nou vir ouens soos van die Jehovah's, hulle sê jy's klaar in die hemel. Nou jy is nog nie in die hemel nie, want dan gaan jy nie al hierdie pyn beleef nie. Jy gaan nie opstaan elke môre en die pyn voel as ek die bene van die bed afgooi en sê, hoor hierso, nou is dit die 65, 67s wat nou begin werk nie, en jy gaan nie daai goed ervaar nie, né? Maar sy heerskappy moet in jou lewe, dit moet in jou lewe gebeur. So, met ander woorde, God se koninkryk is sy heerskappy, en elke ou wat hom aanneem, word uit die koninkryk van die duiwel uitgehaal, oorgebring, en dan kom jy in die koninkryk van die lig van sy seun, en dan begin jy 'n koninkrykslewe leef. En dit sê nie, jy stap eenmal daarin, geestelik is jy perfek in Christus, maar jy moet verantwoordelikheid vat daarvoor. So met ander woorde, jy is die ou wat jou lewe bestuur. God het nog nooit jou lewe oorrol nie. Jy kan kies. Jy kan kies, hoor hierso, ek het net R5.000 vir 'n kar se paaiement. Nou gaan koop jy vir jou 'n lekker BMW en dis R15.000. En nou wonder jy, maar hoekom werk dit nie uit nie? Die Here, hy sê nie vir jou wat, jy moet self kies. Jy moet jou lewe bestuur. Jy's in jou skoene. Ek en jy fight hierdie fight in ons skoene. Maar vir ons wat nou al weet hoe dit werk, nou vra jy die Here, ek wil graag hierdie BMW hê, maar ek het net R5.000. Nou wat gaan die Here vir jou sê? Hy gaan vir jou sê, boetie, moenie. Dit is soos jou kind wat vir jou sê, hoor jy, koop asseblief vir my 'n 1000cc motorfiets, maar hy kan nog nie eens 'n scrambler ry nie. Okay? Niemand gaan dit doen nie, want jy gaan mos nie jou kind op daai motorfiets sit en dan verwag dat hy gaan seer kry nie. No man, die Here is mos 'n goeie pa. So daai kring in die buitekant gaan letterlik oor die groot prent in die Bybel, en dit het ons nou hanteer. Dan kom ons by die volgende, verstaan God se bouplan. God het 'n bouplan, julle, en ek het hierdie hele ou prentjie, julle, toe ek het onthou ek het hierdie goed al lankal al begin skryf, en toe ek nou weer hierdie huis bou, toe dog ek, hoe eenvoudig is dit nie, as jy net 'n gewone bouprojek moet vat. Jy weet, as jy gaan kyk daarna, ek het met haar pa gaan praat, hy's nou 'n paar jaar of 2 jaar terug oorlede. Het ek daar by hom eendag ingery, toe ek net hier ingekom het, en weet jy wat het hy gedoen? Toe hulle makro bou, toe gaan hy na die ouens wat die grondwerke doen, toe sê hy, waar gaan die grond jy met julle uithaal? Sê hulle, nie, ons ry dit weg. Toe sê hy, my plot is net hier langs, dan ry dit hierin. Toe ry hy, ek weet nie, hy het nog gesê 390 vragte grond hier binne ingery. Al makro sit hier langs julle, as julle begin koop. Okay. Toe ry hy daai grond, en hy lig daai hele plot so hoog, hoekom? Om uit die vloedlyn uit te kom. Hoekom? Want hy het verstaan, hier onder daai rooi grond, daai is rooi grond, is die turf, 3 meter diep. En niemand wil op turf bou nie. Ek het jare terug, het ek 'n eiendomsontwikkeling in Pretoria Noord gedoen, solid turf, en toe beloof ek myself, gelukkig nie iemand anders, ek het net myself beloof, jy bou nooit weer in turf nie. Pragtig. Toe koop ek die grond, en ek koop dit in die diepste turf in Pretoria. Maar ek het nie die grond net gekoop nie, die Here het my daai dag gesê, jy koop nie die grond. Hoekom? Want hy het iets wat hy hier wil doen. Hy het mense wat hy wil bereik, hy wil herlewing van hierdie ou koeistal af begin. Okay, so, en dis hoe ek dit gedoen het. So hierdie hele bouplan is, daai hele huis is in die lug, 2 redes. Turf, maar dis nie die hoofrede nie, hy is in die lug einde van die vloedlyn, 700 mm bo kan die grond, 900 kan hy, Morney was jou gesê het. En dan die tweede ding is, ek het uit die turf uitgekom, want dis 'n geheim, julle mag dit vir niemand sê nie, ek haat turf. Ek haat turf.
Ek is 'n landbouer van kwalifikasie. Turf is goeie landbougrond. Maar die Here hoor, ek het baie proewe in turf gedoen. Jy wil nie met 'n trekker in 'n land ingaan met turf as hy nat is nie. Want glo my vry, weet jy wat gaan jy doen? Jy gaan hom uitsleep. Want hy gaan vassit. Want met turf sit jy bo op die grond vas. Jy sit sommer bo op die grond vas. Hy is so glad, ek sal nie die Afrikaanse spreekwoord gebruik soos wat nie. Maar hy is so glad soos dit. Jy sit bo op die grond vas. So turf is rubbish. So die bouprojek, hoe lyk jou bouplan? Jy moet jouself vereenselwig. Dan die fondasie. Hoe lyk die fondasie? Nou julle al hierdie goed het 'n geestelike koneksie. Al hierdie goed haal ons uit die Bybel uit. Want die Here sê, jy is die gebou van God. Laat jou opbou soos 'n lewende steen. Julle is die tempel van God. Ek woon nie in 'n gebou met hande gemaak nie. Ek woon in 'n mens wie se hart op my gerig is. Dis waaroor die hele ding gaan. So, as ek sê herbou sy huis, bedoel dit nie hierdie huis nie. Ons gaan hom ook nog regmaak. Maar herbou sy huis is jy. En dit is wat ons met jou wil doen. Ek wil jou vat van onderaf en jou opbou, totdat jy uiteindelik so sterk is, man, jy moet hier loop in hierdie strate en mense moet die teenwoordigheid van God op jou lewe voel en hulle moet net reageer in die teenwoordigheid van die Here. En sê met hulle deel en ek spreek dit vandag en ek weet God gaan dit doen. En ek weet God gaan julle gebruik waar julle beweeg. Ja, almal is nie 'n pastoor nie. Almal is nie 'n Smith Wigglesworth nie. Almal is nie 'n Seymour nie. Elkeen het sy gift, elkeen het sy gawe en jy moet jou gawe vind en in dit leef. Moenie vashak net by een ding nie. Daar's baie keer 'n ander gawe, sekondêre gawe wat jy eintlik primêr moet ontwikkel. Wat moet gebeur? Ek in my hele lewe, as jy vir my gesê het, gaan voor mense praat julle, ag, ek sou vir jou gelag het. Want dis nie ek nie. Ek is 'n introvert. Dis 'n verrassing vir julle, né? Ja. Onthou, 'n introvert is nie 'n ou wat stil is, niks sê nie. 'n Introvert is iemand wat nie sy energie uit mense uit kry nie. 'n Extrovert kry sy energie by mense uit. Dis hoekom hulle moet mense om hulle hê. Hulle moet heeldag chat en lag en te kere gaan met ander mense. Ek as jy my wil boost, as jy my energie wil opkry, sit my op 'n alleen plek met die Here. Verstaan jy? Dis hoe dit werk, maar ek like mense hoor. Ek like julle. En ek like alle mense. Al kan baie van hulle my baie kwaad maak. Ek like hulle almal. Want die Here like my net soos ek is. So en ek hou van julle net soos julle is. Ek kyk in hierdie week wat verby is en ek gaan nou Tini uitlig, weet toe hy daar by ons aangekom het. Hy is stil, hy praat nie baie nie, maar hy's altyd daar. Hy's een van daai ouens wat uit daai een wat hy sê goeie ingetrou, hy's altyd daar. En hy stap hier by my in die bid. Hy sê jong, ek het nog nooit in so bid hier gebid nie. Wat moet ek doen? Ek sê moenie worry nie. Ons sit daar by die tafel. Ons bid net soos die Gees van die Here ons lei en al wat jy doen is jy volg. Min het ek geweet, hy het hom so voorberei, het so lekker swart boekie hierson. Toe ons daar begin bid, toe ruk hy daai boekie uit en hy het presies gedoen wat ek hom geleer het met daai trappe, hoe jy bid. En hy aktiveer die koninkryk en hy begin bid die skrifte wat hy voor die tyd gaan vir die Here vra, gee my skrif. En hy begin deur daai skrifte bid. En ek sit daar en ek huil so, né? Tog Here, hoe goed is jy? Hoe goed is jy? Weet, ek sien hoe God sy lewe opgelig het. En hoe Here hom geestelik opbou. Ek sê dankie Here dat iewers daar breek goed deur. Hy wil dit vir jou doen. Hy wil dit vir elkeen van ons doen. Okay. So volg net die goed. Okay, dan gaan ons nou by die 6 pilare wat ons gehanteer het, wat begin by geloof, by bekering en dan geloof. Dan gaan dit oor na die doop toe en dan gaan dit oor na die handoplegging toe, die Heilige Gees en dan die 4de een is daar is die gaan oor die wederkoms van Christus, die hoop van elke Christen en die laaste is die ewige oordeel. En dan gaan ons by die latbalk bo en daar het ons basiese goed gehanteer soos heiligmaking en aanbidding, gebed, verskillende vlakke van gebed, hoe jy dit doen daar en dan ek weet baie van die ouens het daar 'n bietjie uit die bus uitgeval in die groep, hulle het begin minder bywoon en bietjie verloor. So as julle dit wil inhaal, moet julle my sê dit gaan julle so R900 'n aand kos as ek dit moet doen hoor. Ek weet nie hoekom 900 nie, maar dit is sommer net 'n syfer wat in my kop opkom. Nee, ek spot so, maar as julle dit wil inhaal, kan ons dit inhaal iewerster. En dan gaan ons oor na vanaand gaan ek oor met aan die dak toe. So ons is nou redelik ver gevorder in hierdie proses en jy sal sien reg in jou regterkant van daai kringetjie buitekant. Die heel eerste goed hanteer ons ken God. Ek wil hê jy moet by God uitkom en met hom leer ken. Dan wil ek jy met God beleef. Dit help nie ons ken God net en ek beleef nie God nie. Jy beleef mos jou vader se liefde, jy beleef jou ma se liefde.
Jy beleef God se liefde, jy beleef Jesus se liefde, jy beleef die Heilige Gees se teenwoordigheid. Jy beleef dit. So met ander woorde, ek wil jou weet, in hierdie proses moet jy God leer ken, en daai ding is nou 'n blokkie, daai goed is nie, dit mag nie eintlik in 'n blokkie wees nie, want daar moet eintlik nie lyntjies tussenin wees, maar net vir my om dit vir jou te verduidelik, het ek in 'n blokkie gesit. Dit vloei eintlik oor na die een. Ek leer God ken, maar ek beleef ook God. En terwyl ek God beleef, begin ek dit ook uitleef. Ek begin vir ander mense vertel, ek begin ander mense nooi. Okay. So, ons gaan die ding vorentoe stoot, ons gaan die ding vorentoe dryf, en dan uiteindelik leef God. En ons is vanaand nou by daai blou, of by die rooi dakkie gedeelte, en ek wil daarby begin vanaand. So, sit jou dak op, okay? Sit jou dak, en dis nie jou hoed nie, dis jou huis se dak. So, wat gaan ons daar hanteer, né? So, kom ons kyk gou daarna. Ek maak net wat jy kan sit, ekskuus, die gaan jy daar nie kan skuif. Ja, so. Ek gaan op moeg raak as ek nou so met staan heeltyd. Storie Henry, Okay. Yes. kan ek al die ander wat ek gemis het op Ja, ek kan hulle vir jou met liefde gee, hoor. Jy is welkom, ek sal hulle vir jou gaan kan julle deurwerk. As daar vrae is, kan jy my net vra. Okay. Ek wil een van die dae, as die Here my liewe spaar, gaan ek in Eersterus. Hier's 'n klomp mense wat van Eersterus af Sondag aand hier kom. Ek dink dit is so 6 of 8 ouens. Van hulle is nou nie vanaand hier nie, maar ek gaan is dit jou sussie, wie is dit? Ja. Ek gaan in haar huis, sy bly ook in Eersterus, nie sy nie, haar sussie. So ek gaan by hulle huis gaan ek begin met hierdie reeks nou binnekort. Dan gaan ons ek wil daai klomp kleerling mense daar eers ek bid dat die Here daai plek skud. So as hulle hier instap en jy weet ons kyk kleerlinge gaan ons lekker sing. So dan dat ons niks verder geen bekommernis nie. So ek wil hulle regtig gaan bedien. So ons sal kyk hoeveel van daai mensies wat hier is gaan inskakel by dit, maar hulle moet maar self mense nooi wie hulle wil nooi. Ek hoop die huis kan almal kan vat. Ons sal dit wel inpas. Alright, sit die dak op. So ek wil begin vanaand net met die inleiding. So wat bedoel ons by sit die dak op? So nou dat ons die laaste fase van Herbou se huis by die laaste fase van Herbou se huis gekom het en julle ekskuus die lesing is nie geredigeer, ek het hierdie lesing Saterdag aand klaar gemaak. Julle dink ek werk mos net 4 ure in 'n week soos my neef vir my sê en dit is Sondag as ek preek. Maar ek het dan vir jou hier gewys ek het Saterdag aand ook 'n bietjie gewerk hoor, so net om die ding klaar te maak. So ons het by die laaste fase van Herbou se huis gekom. En nou moet ons die dak oprig om die hele gebou toe te maak voordat die proses van die finale afronding kom. Jy kan niks doen voordat jou dak nie op is nie. Ek haak hier vas, die dak is op, onthou hierdie proses is 'n bietjie anders want ek het nou 'n struktuur hier gebou, maar daar's 2 gedeeltes binne in daai huis wat daai 3 strukture aan mekaar bind wat met 'n betonslab gelas word. Alvorens daai beton nie op is nie, is daai huis nie waterdig nie. As dit reën, dan moet Joseph elke na reën moet hy 'n besem vat en amper een hele môre vee om al die water uit te kry. So lekker hy ding nou nog. Net daar waar dit nou nog oop is, né? So jy moet die dak opkry om alles binne in daai huis te beskerm. Julle is jou dak afwaaitjie, is hierdie ding se dak afwaaitjie 'n probleem. Julle het gesien hoeveel was hierdie mat aan die begin is om met hierdie dak so lek. Okay. So jou dak bepaal die veiligheid van jou huis, né? So, ons wil die dak opsit en ek wil dit seker maak dat dit mooi is. So die dak voltooi die struktuur. Nou mooi, onthou, jou huis is nie voltooi as die dak op is nie. Dan is dit iets soos, ek dink Pieter Leibrand het vir my gesê van Bikrak, hy's 'n groot ontwikkelaar. Ek dink hy het vir my gesê as jy jou dak opgesit het, miskien sou jy ook weet John, is dit iets soos 65% van jou huis is dan klaar. Maar jou huis is nog nie klaar nie, of 70%, dit is 70 of 65%, dan is jou huis klaar, maar daar is nog 30% oor. Maar jy gaan nou sien, wat is daai 30%? Okay, en ek wil dit met jou raak vanaand, jy wil dit verstaan. So, die dak voltooi die struktuur, en sal alles binne die gebou bedek en veilig hou. Die oomblik as jou dak op is, dan in jou vensters en goed is in, dan begin jou toegang, dan begin jou toegang tot hierdie eiendom begin gesekureer raak, né? So, waarna God deur die verloop van ons lewe, hoor my mooi. So, die dak is op, nou moet die afronding van daai huis begin kom. En ek weet nie of jy weet nie, elke ou se smaak verskil. Jou afronding van jou huis is nie noodwendig my smaak van my afronding van my huis nie. As jy hoor wat ek vir julle sê. Jou smaak van teels lyk anders as my smaak van teels. So, en jou lewe verander van my lewe. So ek kan nou nie gaan en 'n algemene lesing hier gee oor die afronding nie, want ek weet nie elke individuele ou het sy eie behoefte tot daai kleurvolle proses van sy huis. Okay, en wie weet dit? Net die maker. Hy ken jou, hy weet wat jy nodig.
En hy, daai laaste paar persente wat oorbly om hierdie huis te voltooi, is die Here wat dit gaan doen, sy Heilige Gees in jou, né? So waarna God deur die verloop van ons lewe sy afrondingswerk in ons sal voltooi. En glo my vry, hy gaan dit voltooi, julle. Ek het al baie in my lewe gesien, dan kom mense, weet jy pastoor Karel Berend van Empower gemeente, ek en hy het elke week in ons tyd spandeer, ons het baie saam gebid, en ons het regtig baie tyd spandeer in die Here. En hy kom by my en hulle het 'n 5 jaar oorgangsproses gehad om daai gemeente oor te gee toe hy 60 word. Toe begin hulle met hulle noem dit 'n succession proses om die gemeente oor te gee na sy seun toe wat die gemeente daai tyd beroep het as die volgende pastoor wat daar moet oorneem vir Gebhard. 5 jaar lank en het hulle 'n proses in plek gehad om daai ding te guide. En julle dis waar ek nou is, verstaan julle? Want die konstitusie sê ek moet op 65 hy kerk oorgee. En nou het ons al 2 jaar uitstel gevra, laat ek steeds kan aangaan daar, want ek het Morney groot gemaak vir daai jobbie en toe vat die Here hom weg en hy sit hom in PE gemeente en ek sê Here, maar hoekom doen jy dit aan my? Ek het 16 jaar van my lewe in daai kind se lewe ingebou. Weet nou vat jy hom weg vir hom en Anel, hulle was primêr hulle was elke dag op my personeel, hulle is 'n deel van my staf. Hulle het alles geweet wat ek weet, ek het hulle geleer, nie skryf die Here hulle. Nou is ek alleen, en nou sit ek met hierdie belofte wat die Here my hier gee, hierdie profetiese woord wat die Here my hier gee, en sê ek, Here, maar jy kom seker nie agter, ek is al so oud nie. Het jy bietjie vergeet Here hoe oud is ek? Want ek moet nou hierdie 2 goed hanteer, en dit is vir my, ek is nie meer so vinnig nie. Ek loop stadiger, en ek is baie gryser, en ek noem dit wat jy wil, weet, en ek het baie meer pyne as daai jare. Okay, so die goed wil oralster wil ou dit ou terugtrek en aftrek, maar die Here weet wat hy doen. So nou is ek besig om vir Anton en Dirk daar toe te rus en op te lei, maar ek het vir julle gesê, julle gee vir my vir Marius hier. Laat ek ten minste hier 'n jong man het wat hier kan aangaan. Want jy help niks sit hier 'n ou van 50 of 55 nie. Om wat te doen? Okay, hy kan mos nie hier vorentoe gaan nie. Hy gaan vir 5 jaar of so, dan gaan hy voel soos ek voel. So ons moet 'n jong pertie kry wat hier kan aanvat as ek nou hier begin rus. Okay, nou ek gaan nie heeltemal rus nie, maar ek sit met Karel Berend en hy daar en hy kom eenoggend by my en sê, hoor jy, ek wil jou sien. En hy sê, ek kry hier onder by Mug and Bean, ons het altyd daar gaan sit of hier by Cappuccino's, ek gaan vir jou ontbyt koop. Ek sê, okay Karel, wat is fout? Hy sê, weet jy, ek het nou toe die gemeente oorgegee. Hy sê, ek sit daar elke dag. Hy sê, maar ek weet nie wat met myself te doen nie. Ek dog, Karel, hoe is dit moontlik dat 'n ou so kan voel? Hy het daai gemeente gevat, hy het hom opgebou, hy sê vir my kind het alles oorgevat, weet die bestuur, alles. Hy sê, ek het hierdie portefeuljeetjie wat ek hier doen, en ek het dit wat ek nog doen, maar ek is uit my diepte uit. Ek weet nie wat ek moet doen nie. En julle, ek wonder of het 2 jaar daarna was. Eers sterf sy vrou, en letterlik 'n jaar daarna sterf hy. Julle so! En ek staan en ek sê, Here, maar hoekom? Hoekom sterf Paulus toe hy iets in die 60 was? Hoekom sterf Jesus toe hy 33 jaar oud was? Purpose. Sy doel was vervul. Hy roep uit, it is finished. Dis gedoen. En die dag toe hulle vir my sê, toe ek met Karel praat en hy vir my sê, ek het kanker in my pankreas en sy woorde aan my was, hierdie is 'n doodsvonnis. Ek kan nie uit hierdie ding uitkom nie. Toe weet ek, in die eerste plek, hy moes dit nie spreek nie, want dood en lewe is in die mag van die tong, en hy weet dit, maar sy purpose was volbring. Hy het gedoen wat God wou gehad het hy moes doen, want nadat die seun oorgeneem het, het hulle 4 of 5 ander gemeentes geplant in hierdie land. Wat hy waarskynlik nie sou doen nie, hoekom? Want sy fokus was wat hy opgebou het. Okay? Maas van Rou maak 'n stelling in hierdie week, kyk ek het en hy sê, ons kry dit baie keer in politiek, dat die ou politicians wil nie gesag afgee nie, hoekom nie, want hulle is te lief. Hulle is te lief vir al die eer en al die goed wat hulle het. Julle, ons kry dit in die bediening, maar die bediening het 'n ander ding. Dis nie noodwendig hierdie eer wat die pastore vanhou nie, dis finansies wat hierdie pastore vashou. Ek was by hoofkantoor baie lank, ons het verlede jaar, in die laaste 3 jaar, het ons seker 3 of 4 gemeentes uitgebuil. Hoor my mooi, uitgebuil, hulle geboue van hoofkantoor afbetaal, vir een rede. Daai pastoor is 75, ander is 80, en daai is so oud,
Maar hulle sit met 'n gemeente, maar hulle het nie die energie om my gemeente vorentoe te vat nie. Hulle kan nie by die goed uitkom nie. Jy kan hom niks meer leer nie, want hoe leer jy daai ou boom? OK? So, hy's vas in sy mold. So ons moet dit verstaan julle, dit is 'n beginsel, en ons weet dit in die kerk, ons sien dit. Ons sit 3 van daai gemeentes het amper doodgeloop as daar 10 mense in daai kerk oor, 15 mense in daai kerk oor. Ons gee daai gemeentes oor na 'n jong ou hierdie kant van die berg. Net hier ander kant in Hercules, daai omgewing. As niemand hoor nie. Ek het nou, wat 'n dag was dit gewees, het ek daar gaan preek, oom Paasnaweek. Toe is daar 85 mense in daai diens. En die ou is 'n voltydse pastoor nie, man, hy verkoop huise. Maar God gebruik hom, hoekom? Want hy's ge-energized, hy's nog reg, hy kan nog aangaan. Maar God ken jou gawe, en purpose is belangrik, julle moet dit verstaan, jy het 'n doel. Julle sit nie hier sonder 'n doel nie, jy het 'n doel. En baie keer skuif jou doel. My doel het geskuif nou. Daar's goed wat ek nou moet doen, wat al lankal in my hart lê, wat ek nooit gedoen het nie, want ek het nie kans gehad om dit te doen nie. Ek moet dit nou gaan doen. Dan haak jy vas by dit wat jy gehad het en dit wat jy het. Man, weet jy wat is my grootste droom? Ek wil ander ouens leer alles wat ek weet. Ek wil nie meer die goed self doen nie. Hoe meer ek 'n ou kan kry om goed te doen wat ek weet, Jesus julle, dan kan ek mos nou op die stoep sit. OK? Ek het 'n dam hier voor gegrou. Ek wil daar op die stoep sit en ek wil net bid. Net vir die Here sê, Here, ja, stuur hierdie buurmense, Here. Hulle moet nie weggaan nie. Hulle moet net hier, ek like hulle moet net kom. Hier's baie van hulle hier langs aan. So daai kerk amper vol maak by daai huis. Stuur al hierdie mense, dat ons hulle toerus. Dis my passie. Dis my gift. OK. So God kom en hy sê, jy moet jou dak opkry. Want ek het jou gedestineer. Hoor as sê die skrif in Filippense. Maar wat vir my wins was, sê Paulus, dit het ek om Christus wil skade geag. So, deur die verloop van die lewe, gaan God jou huis wat jy gebou het, gaan hy jou help om daai huis na sy welbehae af te rond. God weet hoe jou huis moet lyk. God weet wat hy met jou huis wil doen. Party is 'n gastehuis. Party is net hierdie mansion, ander is 'n kleiner huis, maar dis hierdie gasvrye huis waar mense net inkom en kom kuier en net daar wil wees. Hulle gee nie regtig om vir die omgewing nie. Mense stap in hierdie ou vrot kerk en dan sê hulle, "Jesus, hierdie is 'n nice kerk." Wat dink ek, Here? Ek kom uit daai kerk uit, 20 miljoen rand se kerk. As dit nie meer is nie, weet nie wat kos hy ding nie. Dan dink ek, hierdie is 'n mooi kerk. Dan sê ons, "Hoe kan jy daai kerk verruil vir hierdie ding?" So ek, nee, ek verruil niks vir niks nie. Al wat ek verruil is, ek skuif net my profiel, ek skuif net dit wat ek nou moet doen vir God, ek weet wat God wil hê. Vanoggend het iemand weer vir my gesê, hoorie, kry die idee uit jou kop uit, man. Bly hierso. Volgend, nie net een nie, 3 tannies wat daar by my staan, hulle is nie eens oud nie. Bly, hoekom wil jy nou daar begin? Nee, jy verstaan nie. Ek moet, want ek het 'n opdrag. Daar's goed het God vir my gesê, ons moet die herlewing wat ek in 2010 laat vaar het, moet ek optel, ons moet hierdie land herstel, ons moet dit terugkry, en weet jy wat, ek het julle nodig om saam met my te gaan. Dis net jammer, julle het nie gekom vir die bidure nie. OK, daar is daarom so 'n paar hierso, maar dis nou nie, daai is nou nie 'n lat nie hoor, maar dit is, dis waar die sleutel lê julle, ek verstaan daar was 'n paar ouens siek, maar ons moet begin bid. Herlewing gaan nie kom met 'n mens se slimheid of met giftings of daai. Julle herlewing kom. Die kring. Erlo Steggen maak 'n stelling. Die ou van Kwassie se band toe wat dit in Suid-Afrika begin het. Hy kry nie 'n deurbraak in Natal nie. 'n Vrou kom na hom toe met 'n kind wat hulle letterlik met blaudraad om die arm gebind het en in die senter van daardie ou swart huisie met sy grasdak vasgebind het. Hy kind se kop het uitgehaak. Hy kind is so mal soos 'n haas. Sy skreeu laat jy kilometers ver hoor terwyl sy om daai paal beweeg, vasgemaak met 'n blaudraad. Hulle kan haar nie losmaak nie, want as sy daar loskom, breek sy alle ander huise in haar omgewing af om haar binne een dag. En hierdie vrou kom staan voor Erlo Steggen en sy sê vir hom, as jou God doen wat jy sê hy kan doen, kom, ek wil dit sien. En sy vat hom so intoe.
En hy vat nog hulle 'n paar ouderlinge saam, hoor. En hier kom hulle met daai kind en sy skreeu en hulle gaan in 'n huis en hulle sien die kind is vasgebind. En ergens tegen hulle begin daai duiwel, niks gebeur nie. Niks gebeur nie. Hulle bid. Julle weet nie hoe lank nie, julle kan daai boek van hom gaan koop. Hulle gaan terug na die Here toe, hy sê, Here, jou woord sê, jy sal duiwels uitdryf, wat gaan nie aan? Iewers is fout. En die Here sê, Erle, wat is in jou hand? Hy sê, 'n stok, Here. Hy sê, trek 'n kring om jouself. Trek 'n kring. Hy vat daai stok en hy trek 'n kring om homself, en God sê vir hom, herlewing begin by jouself. As jy nie gaan oorgee nie, as jy nie by my gaan uitkom nie, soos jy moet nie, wat se verskil gaan jy maak? Ek het hierdie goed vir julle gewys, verlede week weer, of wanneer ook al het julle hierdie goed gekyk. As baie meer as hierdie ou bedieningkie wat ons aan vashou. Baie meer. Jy moet 'n impak hê. Waar jy gaan. Kry 'n impak. Weet jy, party oggende staan ek op en dink ek by myself, Here, hier's 'n stuk grond hier onderhoop, weet jy, dan dink ek, hoe wonderlik sal dit wees as ek net hier 'n worship, ek weet nie, geleenthede kan, waar dit 'n algemene ding, ouers kom hiernatoe om net in die openbaar te worship voor God. Ek sien dit. Die land moet by mekaar kom om God te eer. God gaan jou huis bou. Hy gaan die laaste 30-35%, wat dit ook al is, Here, gaan die Here in jou lewe verander. As jy jouself net jou voete op sy pad sit, as jy jou voetspore in sy hand sit, gaan God jou op, hy gaan jou gebruik, hy gaan jou vorm, hy gaan jou maak, want hy is die pottebakker, en ek en jy is die klei. Moenie vashak by gister nie. Moenie vashak by dit wat jy net ken, wat jy dink, dis al wat jy het nie. Jy het meer as dit. Ontwikkel die goed, laat God hierdie huis bou, laat hy dit vorm. Maar wat is, hy sê, maar wat vir my wins was, het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook wat? Alles skade, om wat te doen? Om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles, die kring om my, prys gegee en as trek beskou het. Fulfirax is daai woord in Engels. So met ander woorde, kan julle sien, as jy net hierdie skrif lees, hoekom die kerk nie oor 2000 jaar die wêreld kom bereik nie? Die dag toe Lady Di dood is, 4 ure na sy dood is, toe weet die hele wêreld dit. Kerk sukkel om die beste dood van alle dode, wat 'n opstandingsboodskap het, naamlik Jesus Christus se dood, by die wêreld uit te kry. Hoekom? Hierdie ding. Ons gee nie prys nie. Ons is nie bereid om 'n opoffering te maak nie. Iemand ander dag praat met my en sê, hoorie, maar dit is baie moeilik om daai tyd kerk toe te gaan, om 2 keer op 'n diens kerk toe, op 'n Sondag kerk toe te gaan. Weet jy, ek hoef jou sê, en ek sê vir daai dame, ek sê, hoor, ek hoef jou sê, jy is die kerkfiks nie. 'n Ou wat gym toe gaan nie elke week gym toe nie, eenmal 'n week nie. Daar was 'n tyd toe hierdie 2 seuns vir my, die goed was so fris soos 10 man, hulle het gelyk soos 'n TLB. Hulle kan nie enige gewig gelig het, hulle arms was so, hulle bors was so, hulle het sixpacks gehad. Maar elke dag van hulle lewe, 6 dae 'n week, was hy kinders in die gym. Hulle het geoefen, hulle was fiks, hulle was sterk. Hoekom? Want hulle het hom ingeoefen. My dogter is 'n atleet, sy hardloop, sy het goud tenklere en ek weet nie 'n paar goed. Maar hy kan oefen 7 dae 'n week. Hoe wil ons met eenmal in 'n week se bietjie kerk toe gaan, nou dink, hoorie, nou is ek sharp? Ek en jy moet verstaan, ek moet elke dag met God praat, ek moet by hom, ek moet sy woord lees, ek moet elke geleentheid wat daar is aangryp om te leer. Paulus sê, ek het alles as drek beskou om Jesus as wins te verkry.
en in hom gevind te word. So waar wou Paulus sê moet mense hom sien? In Christus. Okay, in hom gevind te word. Ja, julle, ek is nie onsensitief vir ons werke nie, ek weet. Hierdie lewe het 'n vereiste. Dit kos 'n prys vandag om aan die lewe te bly. Die werk vat sy tol, 7 dae 'n week vir party mense, 6 dae, ek weet dit, en daarom het ek genade daaroor. Ons moet die tyd uitkoop. Paulus sê koop die tyd uit want die dae is boos. As hy sê koop die tyd uit, beteken dit jy betaal 'n prys. Jy dink ons, ag Here, maar hulle was baie rustiger as ons. Dit was vir hulle baie minder pryse om vir ons om te betaal. Nee, weet jy wat? Vir hom om van Jerusalem af na Judea toe te gaan, was met die voetjie. Okay? So hy moes daar waar Here Jesus staan, toe hy in Jerusalem was, toe was daar was 'n troue, 'n bruilof in Kana. Nou ek het gaan kyk hoe ver is Kana van Jerusalem af. 80 kilometer. Daar was nie 'n Toyota nie. Okay? Nog minder 'n lekker vinnige BMW en nog minder 'n teerpad. Hy moes loop. So hy moes sy beplanning doen om 80 km ver te travel om nog steeds by daai troue betyds te wees. So kan jy sien as dieselfde ding. Ek en jy ry 80 km, maar ons kan letterlik 'n uur voor die tyd beplan, so ek ry nou. So die dimensies het net verskil, maar jy moet steeds die tyd uitkoop. Okay. So Paulus sê, sodat hulle Christus aan my kan sien. Nou sê hy, as dit was om Christus as wins te kry en hom gevind te word, nie met my eie geregtigheid wat uit die wet is, nie deur my werke nie, maar met die wat deur die geloof in Jesus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom, dis die purpose, kan, wat? En die krag van sy opstanding. So wat was Paulus se grootste begeerte? Hoekom gee hy alles prys? Om God. Nou julle dink jy 'n ou wat 1/3 van die Bybel geskryf het, ken God nie? Hæ? Dink julle Paulus het nie die Here geken nie? Hy sê in Filippense, en ek dink hy daar in die tronk gesit, sodat ek hom kan ken. Waar? In die krag van sy opstanding. Nou julle, as Paulus dit sê, waar val ek uit? Huh? Paulus wat toe 'n stad hoor dat Paulus en Silas, of Barnabas, een van hulle twee, is op pad na daai dorp toe, na daai stad toe roep daar die stadsvaders uit, hierdie mense wat die wêreld onderste bo keer is nou ook hier by ons. Ag Here, help ons, dat ons op 'n plek kan kom, dat Anlin en Wonderboom en Montana en Pretoria Noord en Acacia en Amanda sig in Pretoria en Suid-Afrika se dorpe sal weet, as ons daar instap, dan met die duiwel sit daar, man. Ja. Hy moet weet. Dis wat met Paulus gebeur het, die gerug het hulle vooruit geloop. Hoekom? Want hulle het gehoor van al die dinge wat gebeur. Want Paulus het nie die begeerte gehad om God te ken. Julle, ek en jy kan God nooit ken in die volheid van God nie. Ons kan nie. Want hoe gaan ek en jy God bepaal met hierdie klein brein? Okay, julle dalk nou 'n groot brein, myne is bietjie kleiner. Okay? Jy kan nie. Ons kan nie God se grootheid uitdink nie, julle. Jy kan dit nie grasp nie, is te groot. Maar die Here sê vanaand vir my en vir jou, deur sy lyde, terwyl ek aan die dood, hy sê terwyl ek aan, hy sê sodat ek hom kan ken, die krag van sy opstanding en gemeenskap aan sy lyde, met ander woorde, ek is bereid om te ly soos Christus gely het. Terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Wat bedoel hy daarmee? Hy lê hierdie lewe af en hy's bereid om geestelik te sterwe in homself, dat Christus in hom gestalte kan kry. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie. My huis is nog nie heeltemal afgehandel nie. Kan julle sien, daar's 'n sinnetjie wat ek nou met 'n lang relaas na julle toe kom, wat ek wil hê jy kry jou dak op en dan eindig ek daar. Nou gaan God van hier af vorentoe werk met jou. Hy het al tot hier gewerk met jou, maar van hier af gaan hy individueel jou vat op jou pad. Want hy sê nie dat ek dit al verkry het nie. Ek het nog nie die volmaaktheid verkry nie. Ek het nog nie opgestaan uit die dood nie. Ek het nog nie 'n verreëse liggaam nie. Maar dis waarheen ek werk. Ek ken nog nie die volheid van God nie, maar dis waarheen ek werk. Dis wat ek begeer. Maar ek jaag daarna of ek dit kan
Nou het julle al gesien hoe speel kinders by 'n skool? Baie keer dan kyk ek so na die kinders, dan sien ek hierdie skrifte net so in vervulling kom daar. As ek die kinders daar in die laerskool gaan haal, in die hoërskool doen hulle dit nie, want hulle is nou te statig. Okay, daar is hulle nou te grand. Maar in die laerskool, jy kry nie 'n kind stil staan nie. Wat doen hy? Hulle is altyd besig om rond te hardloop. En baie van daai gevalle, okay, maar veral van die seentjies, het hy die ander 'n lekker klap gegee, dan wil die ander hom terugkry. Nou hardloop hy agter hom aan en hy gryp aan sy klere en hy trek hom en hulle ruk mekaar rond en hulle stoei. Asof ek dit kan gryp. Asof ek dit kan gryp. So met ander woorde, hy hardloop. Paulus sê ek hardloop vol spoed. Hoekom? Want ek soek die heerlikheid van God. Ek soek sy krag. Sodat ek dit kan gryp. Omdat ek ook deur Christus gegryp is. So wat het Christus met Paulus gedoen? Hy het hom nie net gered nie, hy het hom gegryp. Maar een ding. Ek wat beteken vergeet? Ek vergeet die pyn van die verlede. Ek vergeet die hartseer van die verlede. Ek vergeet die tenakoming van die verlede. Ek vergeet wat agter my is. Want wat kan ek en jy aan gister doen? Wat kan jy doen, Jacqueline, aan gister? Weet jy, die Here het vanmôre vir jou 'n woord gegee. Ek het gehoop ek gaan jou na die tyd kry, maar ek het dit teruggehou vir nou. Terwyl jy daar sit vanoggend, ervaar ek jou pyn soos jy dit ervaar. En ek wou vir jou vorentoe gaan bid, maar toe jy uitgegaan het, maar ek het gesê dat my seun vir jou bid. Maar die Here het gesê ek moet vir jou sê, hy ken jou pyn. Hy ken dit. Maar hy het jou deur dit getrek en hy gaan jou aan die ander kant uitvat. So luister mooi. Hy ken jou pyn. Hy ken jou gister. Hy ken waar jy gekom het toe jy 'n kind was. Hy ken die verwerping waar jy gegaan het. So ek wil vanmôre vir jou sê, vanaand, hou vas, hou goeie moed. Maar as jy net my kyk, ek sien daar buite 'n liggie, ek kon net seker maak of dit nie 'n dit selfoonflits is nie, asseblief. Ek hoor hierdie kiewite ook roep. Die uitgang. Die plassies is baie keer misleidend, dan sit hulle wat so skyn, maar daai ding lyk vir my soos 'n selfoon. Weet nie. Sien julle? Ja. Ek hoor hierdie kiewite. Dan gaat hy af. Oor is 'n kat. Skus julle, maar ek wil nie hier sit as net sê ons is hier altyd, ons is baie sekuriteitsbewus hierso. So hoor mooi. Kon nie Marius moet so intoe loop nie, maar ek dink daar is 'n kat wat hierdie liggie op hierdie hoek optel. So oor. As die kiewit so raas in die nag, dan hoor ek hulle, gaan dan begin die honde onrustig raak. So dit is maar ons waarskuwing ook. Hoor daai kiewit, hoor jy hom? So hy sê tik 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 tik, maak wat jy weet, dis een of ander gevaar. Het sy 'n kat of wat ook al. Okay, alright, kom ons gaan aan. Dis ook my roep daarbo, dis daai ding wat hy sien. Okay, so Paulus sê hierso, sien jy hoe werk die Satan? Hy probeer die vloei van die gees stop. Okay. Nie dat ek dit al verkry of vermaak is nie, maar ek gryp daarna, omdat ek ook deur Christus gegryp is. En ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus. So wat sê hy? Ek jaag na die prys. Ek jaag na die prys. Om Christus te verkry. So wat moet ek en jy jaag om hierdie huis volmaak te kry? Na Christus. Ek moet hom toelaat om my elke dag te verander. En julle, ons almal is op hierdie pad. As dinge in my lewe wat God mee werk, en as dinge in jou lewe wat God mee werk, elkeen is in sy eie skoene. Jy veg jou fight.
maar die Here is met jou. Hy gaan jou deurdra. Okay. Net so behoort elkeen van ons elke dag te gryp na die volmaaktheid van God se plan in ons lewe, wat tot die volheid sal kom die dag wat Jesus se wederkoms sal plaasvind en ek oorklee sal word met 'n nuwe lewe deur die opstanding uit die dode. Julle, dit is my hoop. Met ander woorde, daar gaan 'n dag kom wat hierdie body wat pyn het, wat hartseer het, wat stikken is, wat al hierdie chaos van die verlede gedra het, wat groot geword het in molestering, en groot geword het in verkrachting, en groot geword het in wat ook al, wat deur hierdie lewe swaar gekry het, wat geaffekteer is. Ek dra hierdie littekens van hierdie lewe. Daar gaan 'n dag kom by die opstanding uit die dode wat hierdie goed geen saak meer gaan maak nie. Dan is jy niet. Dankie Martin, maar dit is 'n kap. Ek weet of dit 'n eil of iets was nie. Okay. Ek dink is 'n kap daar sit. Hy staan Hans. Okay, so net soos Jesus, waar is Jan nou heen? Is hy woorde wat hy is nie uit nie. Net soos hier, so daar's 2 opdragte, 2 beloftes. So dit moet jy verstaan vanaand. Ons is vandag eintlik by Pinksterdag. En Pinksterdag het 'n voorloop. Daar's 2 opdragte en 2 beloftes wat ek en jy moet snap vanaand. Okay. Die eerste een is: net soos Jesus se aardse bediening afgeskop het met die bekendstelling van sy koninkryk, kom sy aardbediening ook tot 'n einde met sy finale lering aan sy disippels ten opsigte van die dinge van sy koninkryk. Ons het hierdie hele reeks begin met die boodskap van die koninkryk. En hier by die dak, waar is ons nog steeds besig? Nog steeds op die koninkryk. Okay? God se heerskappy. Want dis wat die koninkryk beteken, is sy heerskappy in jou. To break through of miraculous power. En dan om deur te breek met God se gees in jou. So met ander woorde, nou kom ons, daar's 2 opdragte en Jesus kom, hy open die Nuwe Testament, Markus 1, Matteus 1, Lukas 1, julle kan gaan kyk, hy open dit met die boodskap van die koninkryk. Maar reg aan die einde, na die opstanding uit die dode, is daar 40 dae wat Jesus gebruik om die boodskap van die koninkryk te rap. Nou julle, as jy nog net 40 dae oor het, en jy weet jy het nog net 40 dae oor, wat gaan jy vir ander mense vertel? Die belangrikste goed in jou lewe wat jy wil hê. Voor my broer dood is, toe laat kom hy my. Nou hy was 'n baie kwaai admin nou, hy was 'n bankbestuurder en hy het MS gekry en hy was vroeg in sy middel 60s toe, toe hy sy hele liggaam uit op jou in 45 kg geweg, al sy spiere het in mekaar getrek, hy kon nie meer sluk nie, hy het hom met 'n pep tube gevoed. Sy seun het hom letterlik gedra waar hy hom wil hê. Toe laat kom hy my, toe kon hy omtrent nie meer praat, maar voordat sy spraak heeltemal weg is, toe roep hy my. Toe sê hy, sien jy hierdie aktetasse wat hier staan? Daai een is joune, hierdie een is Reniersen, hierdie een is Heinrichsen, hierdie een is Dionsen. So wanneer ek nie meer hier is nie, alles wat jy moet kry, wat jy moet weet, is binne daai tas. So wat doen hy? Hy het alles voordat hy gegaan het. So toe hy dood is, het sy kinders nie gewonder waar is wat nie. Hulle het nie gewonder waar is die testament, wat moet gebeur, wat gaan gebeur, hoe dit gaan werk nie. Hy het hierdie proses, wat hy in sy laaste dae, het hy sy huis op hulle naam oorgesit, laat daar nie boedelbelasting goed opkom nie. Hy het 'n klomp dinge gaan doen, om hy kinders te posisioneer, dat hulle die beste af sal wees. Want hy het geweet, enkele dae oor. En hy het sy hart gegee vir die Here enkele jare voor dit. Kon ek hom in so sessie soos hierdie, het hy sy hart vir die Here gegee. So, wat sê die Here vir my en vir jou hierso? Dat hy sy koninkryk moet dwars deur jou lewe, moet jy dit ken en jy moet dit uitleef. Wat sê Handelinge 1? Die eerste verhaal Theophilus, en dis die boek van Lukas, dis maar net om dit nou vir jou maklik te maak, die eerste verhaal Theophilus, dis die boek van Lukas, Lukas skryf Handelinge, en hy skryf hier aan Theophilus, en nou skryf hy die boek van Handelinge, maar hy het ook die boek van Lukas geskryf. Die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot wanneer? Okay, nou wat beteken tot die dag dat hy opgeneem is? Die hemelvaart. Tot die hemelvaart, okay?
Ons het nou die aand 'n hemelvaartdiensie gehad. Dit was nogal baie ouens, so in die 40 ouens gewees. So tot die aand, of tot die dag wat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees wat gedoen het? Bevele. Sien, nie bevel nie, bevele, meervoud. Bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. So, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. So, wat het hy in die 40 dae gedoen? Oor die koninkryk van God gespreek. Nou julle, as Jesus die laaste 40 dae wat hy op aarde was, gebruik, om die boodskap van die koninkryk, sy heerskappy wat in Adam gesetel was, wat hy verloor het, en Christus teruggekry het, as hy dit noodsaaklik geag het, om dit in die 40 dae saam te vat, wat is die boodskap wat ek en jy moet ken? Die boodskap van die koninkryk, wat die kruisiging en die opstanding insluit. Okay? Maar is nie net die kruisiging nie. Weet jy hoeveel mense hak by die kruis vas? Hulle hak vas by die kruis en hak vas. Julle, die kruis is 'n middel tot 'n doel. Die kruis is nie die ultimate nie. Die ultimate is die opstanding uit die dode. Maar die opstanding kan nie plaasgevind het as daar nie 'n kruis was nie. Dan moes eers 'n sterfte, 'n kruis wees, voordat die opstanding kon plaasvind. So dit moet ons vandag verstaan. So, maar jy kan nie vashak, en julle, ek het groot geword in die gereformeerde kerk, so ek ken die gereformeerde teologie baie goed. Hulle het nooit uitnodigings gemaak nie. Jy's gered omdat jy 'n baba gedoop is. Nou julle, dis nogal 'n bietjie, daar is nogal 'n bietjie far-fetched. So met ander woorde, as jy nou gedoop is 'n baba is, dan is jy op pad hemel toe, want jy's in die volk van God ingedoop. Mense, jy kan, as jy met die Here, hy sê van nou af verkondig ek aan almal. Jesus sê dit. Van nou af verkondig God aan almal dat hulle moet bekeer. Hoekom? Elke mens moet individueel voor God bekeer. Jy moet God se gees terugkry, jy moet in God se teenwoordigheid kom, maar jy moet eers die skeidspeer van sonde in jou lewe bietjie wegkry. En Jesus het die volle prys betaal, is vir jou, jy moet dit net vat. Okay? En as jy dit gevat het, dan gaan die pad na die allerheiligste vir jou oop, en jy kan in sy naam direk tot God jou Vader begin bid en sê, onse Vader wat in die hemel is. Okay. So, hy preek, hy vertel hulle oor 40 dae tyd oor die dinge van die koninkryk van God. Na Jesus se kruisiging en opstanding uit die dode, rond Jesus sy aardse roeping en bediening af met 2 belangrike opdragte. So die kruisiging kry ons die opstanding. Na die opstanding kry ons die hemelvaart. Met ander woorde, by die hemelvaart, in daai 40 dae is daar goed wat gebeur. Jesus verskyn aan verskeie mense op verskeie plekke en verskeie tye, waarvan hy per een geleentheid, 1 Korintiërs 15, aan oor die 500 mense gelyktydig verskyn. Okay? So, daar was 'n plek waar Jesus 500 getuies het. Nou julle, as 500 mense vir jou sê, hoorie, ek het gister 'n UFO hier onder op hierdie plot gesien land. Gaan jy dit glo of gaan jy dit nie glo nie? Ons gaan dit glo. Jy gaan nie in land nie, moenie worry nie, hoor. Want ons glo nie in UFO's nie, maar dat dit demoniese goed is, dit weet ons. Okay. So, sy kruisiging lei tot sy hemelvaart, na die opstanding uit die dode. Nou, in daardie tydperk, in reg by die hemelvaart, is daar duidelike opdragte wat Jesus gee. Daar's 2 dinge. En die eerste ding is, ons noem dit in die teologiese wêreld die groot opdrag. Daar's 'n groot gebod en daar's 'n groot opdrag. So wat is die groot gebod? Kom aan Winna, nou is dit jou beurt. Here lief hê. Hoe?
Met die hele hart, die hele siel en alle verstand. In al jou verstand. So dis die groot gebod. Yes. Jou naaste soos jouself. Nou kom ek vra julle nou net op daai ene. OK, en vir hom hoef julle my nie te betaal nie, hy's gratis. As jy sê jou naaste soos jouself en jy weet daai is op pad hel toe. Is jy regtig lief vir hom? Sonder om die evangelie vir hom te gee. Want hy moet kies. Jy kan nie namens hom kies nie, hy kies. Maar as jy hom net los, dat hy bly lewe, soos hy lewe. Jy is skuldig. Jy is skuldig. Dis hoekom Jesegiel sê, ek sal sy bloed van jou onthuis. Ek gaan sy bloed van jou, my en jou hoogste prioriteit, is nie die bediening wat ek net hier in die kerk doen nie. My hoogste prioriteit is die groot opdrag, om God lief te hê, die groot gebod om God lief te hê, en my naaste soos my. Wie van julle wil graag in die hel brand? Niemand. Niemand van ons wil hel toe gaan nie. Nou, hoekom op die aarde wil ons toelaat dat ander mense hel toe gaan, sonder om die geleentheid te gee, om te kies? Want mense weet julle hoeveel mense kom by my uit, hulle was nooit in 'n kerk nie, hulle het nie ouers gehad wat hulle geestelike opvoeding gegee het nie, hulle het nie daai voorreg gehad nie, maar iewers hier binne sal daar altyd 'n soeke wees. Hoekom? Want daar's 'n deel van God in jou lewe. Iets van God is hier binne in jou, jy is in sy beeld geskape. Jy kan maak wat jy wil, hier's 'n soeke hier binne, jy gaan altyd 'n soeke hier wees hier binne. Dis wat my gedryf het, Here, in die dae toe my pa so dronk was en al daai goed gebeur het. Hier was 'n soeke in my hart, na iets meer as dit wat ek sien. En daar's net een plek om dit vervul te kry, en dis in Christus Jesus. OK. So dis hoekom Paulus nie vergeet wat gister gebeur het, want waarom mens, wat kan jy regtig aan gister doen? Niks. Kom ek vra jy nog 'n vraag, wat kan jy aan môre doen? Niks. Jy kan 'n bietjie beplan. Hoekom kan jy niks aan môre doen nie? Want jy weet nie eens of wat inhou en of jy nog gaan leef. Jy weet nie wat met jou gaan gebeur nie. So wanneer moet jy eintlik nou lewe? Nou. Hoe weet julle dit? Waar staan dit in die Bybel? Daar is 'n uur en dit is nou. Verhard nie jou hart wanneer die Heilige Gees met jou praat nie. Daar is 'n uur en wanneer is dit? Nou. Nee, pastoor, daai uur is môre. Ek sal môre. Ek is nie nou lus vir die Here nie. Ek moet nog hierdie besigheid doen. Ek moet nog geld maak, Here. Ek het nog gesê, maar toe ek jonk was, ek gaan nog 'n paar besighede. Ek het gesê, man, ek gaan nog in die 20 wees aan ry ek 'n sportkar. Ek was 25 toe ry ek 2 Porsches. 23 toe ry ek 1, 25 toe ry ek 'n 911. Toe het ek 'n restaurant in Sunnyside. Nou julle, daai tyd was Sunnyside. Dit het gewemel van studente. Julle kyk na hierdie hamburger shops, wat is die ding se naam? Burger King en wat is die ding hier onder? McDonald's. Ag, julle, ons het hulle lankal oor aangesit. Ons het Archie's Old Fashioned Hamburgers in Sunnyside gehad. Daai plek was dag en nag vol studente. Hy het in die oggend 9 uur oopgemaak en in die aande 2 uur het ek hy deure gesluit. Daar was net studente. Dan nou is 'n happy hour, dan staan hy mense staan hulle in wat is dit, Charlesstraat, wat is hy straat daar, Meerstraat af en daar om die hoek gaan hulle daar. Ons is die eerste takeaway wat jy met 'n kar kon deure en takeaway koop. Maar dink jy die Afrikaner mense kon dit in hulle kop kry? Hulle kon daai ding nie snap nie. Hulle kon nie. Ons het die takeaway, die drive-through takeaway toegemaak. Want hierdie stupid Afrikaners kon nie daai ding snap nie. Maar wat sien jy nou by McDonald's? Wat sien jy nou by hierdie Amerikaanse burgerplekke? Hulle gaan nie meer binne in nie, hy koop net deur die venster. Ons was geriek, julle. Pretoria Skou, hoeveel jare gedoen? Loftus Versveld. Die cricketstadion daar in Centurion. Dit was die slegste een van almal. Want almal kom op een slag, gwap. Jy het omtrent 1000 mense nodig net om daai 5000 of 20000 uit te kry. Jy werk jou mors dood. By Pretoria Skou was dit lekker. Jy het so 8 stasies gehad en daai plek was ingerig. Ons het 'n broiler gehad in die middel van daai gebou. Daai ding hardloop 380 grade Fahrenheit. As jy sit 4 patties langs mekaar in en hy het 'n voerband wat voer en al die bands kom bo op. Dit word die bands is onder en die vleis is bo. Dit word getoast. Die vleis is ek kan nie onthou. Die vleis is bo en die bands al twee. Jy sit hom hierdeur
as hy masjien was hier vanaf seker so 'n meter lank, met 2 meter en 'n half lank. As hy vleis aan die ander kant uitkom, dan is hy patty gaar en die brood is getoast. 4000 hamburgers 'n uur kan hy ding lewer. As jy nou jou werkers wil die mekaar maak, dan stel jy net hy voerman bietjie vinniger. Dan sit jy net een ou daar om hy vleis te vang op hy skou. Dan is ons stout en doen ons dit. Hy patties kom so vinnig deur dat daai 2 ouens wat hy goed moet skep en afskep en in bakke sit. En hy kondimentreis, hulle val uit die bus uit. Jy sien dit hoe val die patties oralster op hy tafel uit. Dan nader aan dan roep hulle stop. Ons kan nie, ons is studente wat vir ons werk. Hier van Tuks af en daar van die onderwyscollege af. Dan krak hulle. Dan lag ons dood en sê okay, nee, ons sê my help, kom ons stel hom net bietjie stadiger. Maar dan moet jy nog steeds bondspring. Hierdie ouens dink hulle het hamburgers gemaak, ons het 300 dosyn hamburger buns in 1 Saterdag gemaak. 1 ton patties mins in 1 Saterdag. Weet jy hoeveel is 'n ton mins? Meer as 'n Dis vleis hoor. Kyk, ons het dit gestoot. En 1 patty weeg 110 kg, 110 gram. Dit het so vinnig gegaan. So, wat hulle vir jou sê daarmee? Almal van ons het hierdie drome. Almal wil iewers kom. Ek het myself gesê, hoor jy gaan nog eens, toe sê die Here nee, ou boet, jy beplan jou weer, maar ek rig jou voetstappe. Toe vat hy my weg by die burgers en kyk, ek kan 'n burger maak hoor. Ek kon 2 burgers volledig maak en wrap in 30 sekondes. Maar wat het dit my gehelp? Sê die Here nee, ou perd. Jy is lankal gedestin, jy kom bediening toe. Toe moes ek kies. Sukses of God. Ek kry die beste geleentheid ooit. Wie van julle ken Liberty Life? Liberty is 'n groot maatskappy. Toe stap daar 2 bestuurders in my winkel in daai tyd. En ek en Anton, altyd ons Anton saam met die Ame, ons is ewe oud. Ek dink hy is 'n bietjie jonger as ek gewees. En die ou vra, wie is die eienaars hier? Sê nie ons. Hy sê nie ons is nou al oud. Ek sien hulle kom hulle paar keer kom mooi aktitas en mooi baadjies en dasse. Sien as ek 'n regte jappies. Sê hoor jy kan ons gou met julle 2 praat. Ja, ons het vir julle 'n besigheidsproposisie. Verkoop hierdie ding. Raak ons slaaf in die restaurant. Ons gaan van julle miljonêers maak. In 'n baie kort bestek van tyd. Julle moet vir ons die Afrikaanse tak van Liberty Life in Pretoria begin. Is julle in of is julle uit? Jy dink nie eens 2 keer nie. Ons kies, ek sê ons sal maar 'n bestuurder hier neersit. Hy kan maar die dinge raam, sy kan die dinge raam. Toe het ons 'n bestuurder. En ek en Anton sê ons gevat dit. En daai Sondag aan stap ek in die kerk in. Ek bedank klaar. Toe is ek nog by landbou opgetrokke. En daai aan sê die Here vir my, wat kies jy? Die pastoor wat preek die mantel of die ploeg. Dit was die tema. En hy maak 'n uitnodiging en ek gaan kniel voor en ek weet nou die Here, ek is nou in hierdie proses en hier in my hart het nou bedank ek met hierdie job, maar ek is nie hier voel ek hier. Kyk, hierso druk die Gees my hoor. Ek gaan kniel uit die dog ook in die en maar die Here hier vra dat ek net hoor wat ek moet doen. En die kom kniel 'n pastoor langs my, sê ek moet vir jou vra, wat kies jy? Hierdie boodskap was vir jou. Wat kies jy, die mantel of die ploeg? Hy weet nie ek het bedank nie, hy weet niks. Wat kies jy, die mantel of die ploeg? Ek kyk eens rond om te sien, maar ek kyk nie vir iemand, ek hoop ek kyk vir iemand anders, nie vir my nie. Sê nee, goed, jy. En daai nag neem ek 'n besluit. Ek roep die wêreld vaarwel. En ek neem die bedieningsroeping aan. En van daai dag af het God my begin destin om te preek. Tot daartoe het ek dit nog nooit gedoen. Maar van daar af vorentoe, as ek 'n geleentheid kry, ek het aan almal getuig, het God my begin gebruik in mense se lewens. My baas is so kwaad al vir my. Ek sit in my kantoor aan werk, ons dan kom die vrouens daar om. Hulle is so baie stukkende mense in die wêreld. Die een ou se man het haar verlaat, hy het 'n homoseksuele verhouding aangeknoop. Hy was 'n pilot. Dan as ek weer sien kom sit hulle op my tafel se hoek en dan is hulle so stikkend. Dan praat hulle net met my. En ek weet niks, ek weet net so min soos hulle. Al wat ek het net die Here. Annie se pa se mediese dokter, die mooiste vrou, sy is so pragtig en sy het 'n meestersgraad in landbou.
stap sy na in, sê hoorie, hoekom is jy altyd so gelukkig? Wat het jy? Sy sê ek sukkel met antidepressante, ek is my hele lewe deur op hierdie goed. Wat is aan die gang? Dat ek 'n geleentheid en so het ek begin net met mense deel. Daar was 'n ander tannie, sy het sjokolade gevreet soos jy in jou lewe nie kan glo nie. As jy haar sien, sê hy slap sjokolade in haar hand. So lang maar haar lewe val uit mekaar uit. Sy eet daai chocolates net om 'n kick te kry, net om deur hierdie pyn van die verlede te werk. Sit sy daar, sê my baas, hoor jy moet 'n bietjie werk op. Jy kan nie net berating doen nie. So het ons maar so het ons begin, in die dag toe ek klaar maak daar. Wat gee hulle my? Hulle gee my net so 'n dik Bybel. Dan sê hoor jy vat hierdie Bybel, maak dit jy wegkom. Gaan doen wat jy moet doen. Okay. So, toe is ek baie bly, toe sê ek nou okay, nou kan ek gaan. Iemand het my weggejaag. Ja, hulle het my daarmee weggejaag, ek het bedank. So, Jesus kom, hy gee jou die groot opdrag. Wat doen hy nog? Hy sê, gaan wag, dis die tweede bevel, totdat jy toegerus is met krag by die hoogte. Handelinge 1 vers 8 en 9 sien ons, dat die opdrag om God se koninkryk in die wêreld uit te brei, hand aan hand loop met die belofte en opdrag om eers aangedoen te word met krag uit die hoogte. Jy gaan nooit suksesvol kan mense bereik as jy nie vol is van die Heilige Gees nie. Want onthou, dis nie die oorredende woorde van menslike wysheid wat 'n ou draai nie. Dis die betoning van krag en gees. So die oomblik wanneer die gees van die Here in jou, en jy sal dink, hoorie maar, ek weet, hoe werk dit? Weet jy, die gees sê, partykeer so sag, so sensitief, dat jy nie eens weet as die gees nie. Jy gaan dit vanmôre in sy preek gebruik, maar die Here vir hom sê om iets te doen, en hy doen maar net dit, want hy voel net hierdie unksie, maar hy weet nie eintlik hoekom nie. Julle noudag kom 'n seun by my, hy's in hierdie, sy stiefpa het 'n studio, wat hy uit die ouens reël op, wat MMA, wat mense daai goed, nie MMA cage fighting nie, maar die bietjie vlugter ene. Wat is daai goed wat julle gedoen het? Ja, daai goeters man. Hulle het 'n studio, hy het so ding by die huis. Hy's al jare en die ou weet hulle dien die Here en hulle leef hulle hart uit vir die Here. En die seun hy's elke dag al by die kerk. En hy kom by my sê, hoorie pastoor, ek het hierdie geveg wat nou voor lê Saterdag en hy sê maar ek weet ek kan nie hierdie ding doen sonder die Here nie. Maar sal jy asseblief saam met my bid dat die Here my net deure dra, my net bewaar en ek bid vir die ouetjie en ek stap uit my kantoor en hy staan nou in my kantoor. Ek stap uit die kantoor net na te vir hom bid en ek draai by die deur om en ek sê vir hom, hoor jou seun, pas op vir jou gesig. Ek sê pas op vir jou gesig. Net dit. En ek draai om en ek loop. En hy's in daai geveg 15, ek weet nie, 10 minute, 5 minute. En wat doen hy? Hy laat sak sy hande. En toe hy sy hande laat sak, toe kap hy ou. En hy sit hom op die grond. En hy verloor hy geveg. Hy kom my Sondag by my, ek sê, okay, hoe het dit gegaan? Toe hy my sien, toe bars hy uit in trane. Hy huil so, dat ek hoor, ek sê, hey, dis net 'n fight, man, wat worry jy daaroor? Ek sê, dis net 'n sport. Hy sê, nee, pastoor, hy sê, dis nie hoekom ek huil nie. Hy sê, toe jy uitloop, toe sê jy vir my, toe sê die gees van die Here deur jou vir my, pas op vir jou gesig. Hy sê, ek slaan nie agter op nie. En hy laat sak sy hande, en hy hou kap hom. En hy sit hom op die grond, hy slaat hom uit. So kan jy sien, ek het nie hierdie, hier het nie 'n straal oor my gekom nie, hier het nie 'n wolk oor my dis die gees in jou. Hoekom stop ek by die deur, ek draai en ek sê, pas op vir jou gesig. God het geweet, okay? Hy sou gewen het, en hy weet dit, want hy het die vorige geveg binne 15 sekondes gewen. So, ek sê van ja, laat dit ook 'n les wees, veg jy dit vir die Here. Maar, nou jy is in die sport. Maar hoor mooi wat ek vir jou sê, God is besig om jou voor te berei vir die werk wat hy in jou lewe gekies het. En hy sê, ek en jy is geroep om 2 dinge te doen. Om die wêreld te bereik, en om gevul te word met sy krag. En jy gaan nie die wêreld kan bereik, as jy nie volgemaak is met sy gees nie.
Jy weet nie wat môre gaan gebeur nie. Jy weet nie met wie jy gaan praat nie. Jy het nie 'n antwoord as mense by jou kantoor instap met een of ander gebreke, met een of ander emosionele stryd. Jy weet nie. Hoe weet jy wat om vir hulle te sê? Die enigste manier hoe jy dit sal weet, is letterlik as die Gees jou lei. Want God weet wat is daai behoefte. Niemand anders nie. Ek vertel nou 'n klomp getuienisse, ek is nou nie baie kom volgende week is almal teruggegaan as weer op die lesing aangaan. Maar kom 'n vrou, ek is pas in die bediening, ek het net so in die bediening begin, hier kom 'n vrou in my uit. En sy sê vir my, ek verstaan nie, elke jaar in Augustus maand, dan verval ek in depressie. Sy kom van Brits af julle, daai jare, of van Hartbeespoort-Dam af. En ek begin met haar praat, ek begin met haar deel, nou weet, as ek jonk in die bediening, ek het nie al die ervaring nie, ek het nie die kennis nie, al wat ek het is die Gees. En ek praat met haar en ek begin, weet ek gaan net so die woord met haar en ek deel net wat die Gees van die Here met my deel en naderhand stop ek en ek sê vir haar, okay, sê bietjie vir my, Augustus maand. Wat het gebeur in jou lewe in Augustus maand? Sy gaan so terug, sy sê nee, niks, daar het niks gebeur in Augustus maand. En sy sê, maar in Oktober maand het my kind selfmoord gepleeg. Ek sê, okay. En die Gees van die Here sê, dis waar jou probleem is. Elke jaar in Augustus maand begin sy haar gees emosioneel voorberei vir daai dag waar hy seun sy eie lewe geneem het. Want sy het nooit vrede gemaak met Augustus nie. Sy het nie vrede gemaak met die pyn wat sy daardeur ervaar het nie. So elke jaar dan herroep die duiwel daai gebeurtenis asof dit daai Oktober is. En sy sit daar, en ek sê vir haar, hoor die vrou, ek net onthou wat is haar naam, ek sê, weet jy, dis wat die Gees van die Here vandag vir my vir sê, ek moet vir jou sê. Elke jaar Augustus, en jy's in Augustus nou, is jy besig om jou voor te berei, om daai dag van sy dood te kan handle. Maar God is meer as hy dag. Toe ek het vir die vrou sê, toe breek sy uit in trane. En sy verstaan vir die eerste keer na hoeveel jaar, hoekom sy voel, soos sy voel. Dit was nie my kennis nie, dit was nie my slimheid nie. Die Here hoor my, ek het nie geweet, hoekom wat bekeer die vrou nie, want is 'n vooraanstaande vrou. Maar daai ding, het hier gelê, en hier in die kognitiewe mind, tussen die ore, die geveg is tussen die ore. En elke jaar, dan plant die duiwel die saad, plant die saad, hy plant die saad, en dan herroep hy daai dinge in jou gisters, as jy nie daai gister onder sy bloed sit nie. Wat het Regard vanmôre gepreek? Hy is die aanklaer van die broeders. Wat doen die duiwel met Josia? Die Bybel sê, en hy bring hom voor hom, hy sê, Here, kyk hoe bevlek is sy kleed, kyk hierdie man, hoe lyk hy, kyk hierdie lewe wat hy lei, Here, hy kan nooit hierdie werk doen wat jy hom voor. Dan sê die Here, is hy nie 'n stuk brandhout? 'n stuk brandhout, hy self is 'n brandhout, wat ek uit die vuur geruk het, gaan haal vir hom nuwe klere, en beklee hom met my heerlikheid. Wat doen hy pa met die seun wat weggeloop het? Hy seun kom terug met 'n rympie in sy kop. As ek by my pa kom, gaan ek hierdie rympie opsê. En wat doen hy? Toe sy pa hom sien, toe hardloop hy uit. En hy kry nie 'n kans om sy rympie op te sê nie. Hy hak hom en hy gryp hom en hy sê vir die diensknegte, gaan slag hy kalf. Kom, laat ons partytjie hou. Ek is bly, want elke dag het ek hierdie pad uitgekyk, want ek het geweet my seun moet terugkom. Gee vir hom 'n nuwe kleed en 'n nuwe ring. Hoekom? Verbind hom. Weet jy het 'n ring gekry. Ek weet nie of jy weet, maar Jesus is jou bruidegom. Jy is sy bruid. Jy het 'n ring gekry. As jy vandag 'n weduwee is, God is jou man. Hy is die een wat naby jou is. Hy is die een wat jou sal vertroos. Hy is die een wat jou by jou hand gaan vat en jou gaan uitlei. Hy, hoeveel keer het ek gesê, Here, waar's my pa? Hy sê daar vir ons nie. Ek onthou jare terug, ek was so 'n seentjie man.
Ons het so groot portret gehad van 'n bloedhond. Ons was mal oor bloed. Ek was mal oor 'n bloed. Ons het 'n bloedhond gehad. En 'n bloedhond het 'n basset gehad. En die was 'n prentjie van 'n bloedhond. Nou 'n bloedhond en 'n basset se kop lyk dieselfde. Een is net baie groter as die ander. As ek 'n lang oor het, jy laat onder met lang oor gesien. En ons het hierdie groot portret gehad so wat daar in my kamer gehang het. Hierdie groot ding is net so groot met hierdie hond se gesig. En ek sê vir my pa, hoorie, ek wil 'n windbuks hê. Bly op die plaas, ek koop vir my 'n windbuks. My pa sê nee, is reg, teken daai hond vir my. As jy daai hond vir my kan teken, koop ek jou windbuks. Julle en ek gaan sit. En ek teken daai deksel se gevreet van daai hond. Toe ek hy ding so voor my hou, toe dink ek, hoor, jy kan skilder. Ek het hom nie afgetreis nie, want ek het so enetjie geteken, daai ding was so groot. Ek teken daai hond, die Here help my. Ek teken daai hond dat hy net so lyk met al sy plooi in sy ore en alles. En ek wag vir my pa dat hy van die oortyd afkom daai oggend, daai aand, en hy kom 10 uur by die huis, ook nou half besope, eers 'n dop gaan drink, nadat hy klaar gewerk het, en ek vat hierdie ding, sê vir my, okay pa, jy skuld my 'n windbuks, hier soos die windbuks. My pa kyk, as jy aan die vragdag, hierdie ding lyk net soos hierdie hond. Ek sal met hierdie windbuks koop. Tot vandag toe het hy nooit 'n windbuks gekoop nie. Dat jou ja wees, en jou nee. Hoekom onthou ek dit? Want dit het my daai dag as 'n kind afgetrek. Moenie ja sê, as jy dit nie kan doen nie. Sê eerder nee. En dan doen jy maar as daai een diensneg wat hy steen sê, ek gaan dit nie doen, maar dan doen hy dit later. Okay. Alright julle, hoe laat is dit nou? Ek dink ons tyd hardloop uit. So hoor hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Sonder die teenwoordigheid van God se Gees in ons sal dit moeilik wees. Die tweede paragraaf op bladsy 4. Ek sê sal dit moeilik wees. Ek sit nakies daarin, die nie onmoontlik nie. Om Jesus se opdrag om alle nasies te bereik uit te voer. Omdat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hoekom sê ek, dit sal bykans onmoontlik wees? Enige mens wat Jesus nie ken nie, is in die koninkryk van die duisternis. En om 'n persoon uit die koninkryk van die duisternis te skuif na die koninkryk van die lig toe, is 'n geestelike stryd. En ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte van die duisternis. Ek het dit daar geskryf vir jou. Dit staan iewers hier, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, Efesiërs 6 vers 12, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Vir ons om mense uit die duisternis tot God se lig te ruk, is die inwonende krag van die Heilige Gees noodsaaklik. Hoekom? Want jy kan nie met vlees gees aanvat nie. Jy kan nie. Jy kan gees net konfronteer met gees. Daar's nie 'n ander manier nie. My swaar bel my en sê vir my, hoor hierso, hierdie een seun van my sit in sy huis. Hy sit in ons huis en dan raak hy kind, hy's in die hoërskool, hy's hier in laat hoërskool. Dan hardloop daai kind na ons toe in die nag en sê, hoor, hier is iets in my kamer. Dan gaan Rudy hulle soontoe en dan is daar niks en hy sien niks, sy ligte aan en ander keer sit hy en studeer by sy tafel en hy hoor die deur, hy stoot, jy weet iemand wil die deur oopstoot en karring aan die deur om die deur oop te stoot. Hulle het almal stoepe gehad na buitekant op die tweede vlak. En die stoep gaan na sy boetie se kamer toe en hy skree vir sy boetie, Roan! Ek leer, hou op, loop! En die volgende oomblik kom Roan by die deur. Hy sê, wat skree jy so vir my? En hy besef. En hy sê, jy was net by die huis, jy laf man, hoe kan ek van daar af tot hier kom in 2 sekondes? En hulle maak die stoep se deur op as niks. En my neef besef, hier's 'n probleem. Ag my swaar. Hy bel my. Ek en nou Dirk gaan. Nou ek weet nie wat's in die gang nie. Al wat ek het is die gees. Ek sê, okay, julle gaan, ons sit daar onder die sitkamer. Ek wil niks weet, ek wil niks hoor, ek sit julle net daar. En terwyl ons hier bid, al wat julle doen is julle tree vir ons in. En ek en Dirk bid, en Dirk gaan buitekant om. En ek gaan binne en ek bid. En ek bid en ek bid. Ek ervaar niks en ek loop buitekant om. Dirk gaan binnekant. En toe ek buitekant omloop, aan die onderkant van daai kind se kamer, toe kom die Gees van die Here oor my. En ek begin in tale praat. Die krag van die Heilige Gees begin net hier binne my werk en ek weet dis 'n fout. En ek gaan na Rudy, ek sê Rudy, wat het hier gebeur toe jy die huis gebou het?
Hy sê, jong, ek weet nie. Hy sê, want ek het kontrakteurs gehad wat die werk gedoen het. Hy sê, maar ek het gehoor, een dag het een van die werkers van die steiers afgeval en hom doodgeval onder op die grond. En dit was 'n saak teen 'n kontrakteur en allerhande veiligheidsgoed en hulle het dit afgehandel, maar dis wat ek sê, daar is jou probleem. En ek gaan terug en ek en Dirk en ons bind daai gees van teenstrydigheid, daai demoniese mag wat wil manifesteer. Tot vandag toe. Ja, dit is seker al 15 jaar terug. Nooit weer 'n beweging nie. Hoeveel keer het ons dit nie al gehad nie? Hoekom? Net die gees in jou. Hoe vat jy daai gees aan? In die vlees. As jy nie die gees van God het nie. 'n Man bel my, sê, hoor die pastoor, asseblief jy moet kom bid, die seentjie van my word nie nagwakker. Hy sê, ons in sy kamer en sê, pa, sien jy as 'n Bobbejaan op my pelmet. As 'n Bobbejaan op die gordyn. Hy sê, ek sê, hoeveel keer het dit al gebeur? Hy sê, net gebeur gereeld. Hy sê, dan maak ons dit af en sê ons, daar's niks, ons sit die lig aan, daar niks. Hy sê, maar dit gebeur aan mekaar, hoekom? Ek sê, hier's een of ander demoniese werking in hierdie huis. Gaan so en toe, ek salf my kamer in die naam van Jesus en ek bid vir die demoniese mag, ons bind dit in die naam van Jesus, nooit weer nie. Weg. So jy kan nie in die geestesrealm werk in die vlees nie. God se gees moet in jou wees, want gees teenoor gees, nie vlees teenoor gees nie. Okay. Maar gees teenoor gees. Alright. Ek gaan afsluit met die volgende paragraaf, Johannes 16:7. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hier sien ons dat die Heilige Gees is wat die verlore mensdom van hulle sonde sal oortuig, of dat dit die Heilige Gees is wat die mens van hulle sonde sal oortuig en van geregtigheid en geloof in Jesus naam. So wie gaan die wêreld oortuig? Die Heilige Gees in jou. Okay. In wese is die hoofdoel van Pinksterfees wat 50 dae na die opstanding van Jesus uit die dode plaasgevind het en 10 dae na Jesus se hemelvaart, sien ons letterlik in Levitikus 23, dit gaan alles oor die oes. En ek het daai vers het ek gebruik nou die aand hier in die hemelvaart van die beweegbrode en die gerf wat die Here beweeg. So met ander woorde, jy kan dit maar gaan lees daar. Daai hele vers, daai Levitikus 3 is 'n verwysing na Jesus toe en die opstanding uit die dode. En waar hy by die bo vertrek, want die Heilige Gees word 50 dae na die opstanding is die Pinksterfees se klimaks. Wat gebeur na 50 dae na die opstanding van Jesus uit die dode? Hy stort sy gees op sy wêreld, op sy mense uit. In die begin was dit een gerf, naamlik Christus in sy menslike hoedanigheid wat voor God beweeg is. Aan die einde is dit 2 beweegbrode uit elke huis uit. Wat daai beweegbrode was gemeng, was gemaak van meel wat fyn gemaal is van verskillende gerwe, want die oes het ingekom in Mei maand in ons kalender nou, en daai oes, daai meel was gemaal en is in daai brood ingebak gewees, en met ander nou word die beweegbrode voor God beweeg as 'n tipiese teken van die uitstorting van die Heilige Gees op verskillende mense. Want daar in die bo vertrek vul die Here 120 mense met sy Heilige Gees vir een rede, om jou in die wêreld uit te stuur, om die sonde te oorwin, om te oortuig van sonde geregtigheid in jou lewe, maar ook in ander se lewe in die naam van Jesus. So ek en jy kan nie sonder die geesteswerking van God die opdrag van die Here uitvoer nie. En ek gaan jou vat van hier af deur, want daar's nog iets wat met die hemelvaart gebeur wat ons mis met betrekking tot die Heilige Gees. En dis die gawes wat hy aan elkeen gee. Okay. En dit sal ons volgende week by stil staan. Alright julle, daar 'n vraag by julle. Nou is julle almal stil. Kom ons bid ons saam. Vader, baie dankie dat U groot en goed is, en dankie Here dat ons vanaand hier kon wees. Ons bid vir hulle wat vanaand nie dit kon maak nie. Here, dit is soos ons een so lesing mis, dan mis ons eintlik, dan is daar 'n gaping in ons mondering. En ek wil bid Here dat U ons mense sal bewaar van krankhede, en dat U hulle sal vashou Here, en dat hulle die opname wat ons vanaand gemaak het sal kyk, om ook daar in Hemelse Vader dit te hoor wat hulle moet hoor, sodat hulle kan opvang by dit wat ons vanaand hier hanteer het met hierdie mense. Seën hulle en verdaag ons in die liefde Here, en bring ons Sondag Here op die bestemde tyd bymekaar, ook vir die erediens 9 uur Sondagoggend,
en laat die koninkryk kom, Here, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Alright, julle drink 'n koppie koffie voor julle loop en dan kan julle vir